Een van die ongemaklike dinge waarmee 'n volgeling van Christus te doen kry, is die hantering van die verlede en dan veral die verkeerdhede van die verlede. En dan kom restituisie hier ter sprake. Nou restituisie is net 'n ander woord vir die regstel van onregmatighede van die verlede wat mense benadeel het. Dit gaan om teen eie koste die party wat voordeel getrek het nou moet terugbetaal. Met ander woorde, as jy iets gesteel het by die werk en jy dit dalk nou ontslae geraak van, dan moet jy dit met jou eie geld of hoe ook al, of dit nou eiendom is of wat ook al wat daar ter sprake is, aan die persoon wat benadeel is, teruggee. Dit is restituisie. 'n voorbeeld hiervan lees ons van in Lukas 19 vers 1 tot 10, toe Jesus in Jerigo gekom het en toe hy deur die stad reis, kom daar 'n man met die naam van Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien. Maar omdat hy kort was en daar baie mense was, het hy toe gehardloop en in 'n willevyeboom geklim, want hy wou vir Jesus sien. En toe Jesus by die plek kom, waar hy nou in die boom sit, toe sê hy vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Nou hierdie man klim toe af en hy het Jesus met blydskap ontvang. Die mense wat dit gesien het, was bietjie ongelukkig en het gesê, hoe kan hy nou by 'n sondige man tuis gaan? Maar Saggeus, en dit is die belangrike ding, wat hierdie man se ontmoeting met Jesus tot gevolg gehad het. Hy het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, kyk, hy was mos nou iemand wat belasting ingesamel het, gee ek dit 4-dubbel terug. En hierdie bereidwilligheid van hom om restituisie te doen, want dit is presies wat hy gedoen het. Daarom sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Dan voeg die Here by, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Die Here Jesus praat ook in Matteus 6 vers 14 oor, hy sê, as julle ander mense hulle oortredings vergewe. Met ander woorde, dit wat jy voel, wat aan jou verkeerd gedoen is, as jy bereid is om te sê, ek vergewe, ek maak reg, ek doen restituisie, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. En in Lukas 6 vers 37, moenie oordeel nie, en oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Dit is soms die moeilikste ding om te doen, maar luister, dis die moeite werd om te gaan regmaak, en as iemand na jou toe kom om reg te maak, om vergifnis te gee, want dit is vir daardie persoon ook belangrik, dat jy hom of haar sal vergewe. Loop mooi.